Goeiedag en welkom by die uitsending van Frontnuus. Nou die VF+ het die afgelope naweek sy burgemeesterskandidaat vir die Tshwane Metro hier in Pretoria bekend gemaak. En geen onbekende in burgerlike samelewing nie, Willie Spies nommer 1 bo aan die kandidatenlys. Willie, baie welkom by Frontnuus en baie welkom terug in die politiek. Dis 'n voorreg, dankie. Dis lekker om met jou te gesels. Willie, ek wil dadelik begin en die kat in die duiwel gooi. Duiwelsadvokaat speel. Jy was vir 16 jaar nie in die politiek nie. Ons kan verwag dat die oppositie gaan sê, goed, dit het 'n leemte geskep in jou agtergrond. Wat sal jou antwoord op so 'n stelling wees? Ja, die fout is reeds in die vraag. Ek was my hele lewe lank in die politiek. Ek was vir 16 jaar in die buiteparlementêre politiek. En in hierdie 16 jaar het ek in die buiteparlementêre politiek baie nou met die burgerlike samelewing saambeweeg. Dis ook politiek. Dit is by uitstek die politiek. Die partypolitiek en die parlementêre politiek of stadsraadspolitiek om dit so te stel, dit is daar waar mense dikwels geïsoleerd raak. Want ek onthou, ek was 5 jaar in die parlement, jy word daar op die hande gedra. Die parlementêre terrein lyk baie mooi, dit lyk net so mooi nou soos wat dit 30 jaar gelede gelyk het. Maar as jy buite in die samelewing uitbeweeg, dan begin jy ervaar wat die gewone mense op die grond werklik aanvaar. Dan ervaar jy hierdie skeiding wat besig is om tussen die staat en die gemeenskap plaas te vind. En hierdie diep kloof van 'n klomp politieke elite wat aan die een kant sit en 'n samelewing wat eenvoudig verwyderd geraak het van mekaar. My 16 jaar in die burgerlike samelewing en met litigasie namens burgerregte groepe het my geleer om wel die foute in die staat uit te wys, want ons opponent was in al ons regsaksies die staat gewees. Munisipaliteite, provinsiale regerings, nasionale regerings, reguleerders wat hierdie diep staat wat verwyderd geraak het van sy mense verteenwoordig. In die politiek nou, of met die terugkeer na die partypolitiek, met die terugkeer na die VF+, is ek gelukkig dat 'n mens nou ietsie kan terugbring ook in die partypolitiek in wat vanuit die samelewing kom. So ek dink dit is nie 'n terugslag nie, dis eintlik 'n pluspunt. Interessante benadering wat julle aangekondig het, dat is 'n 4-man span hier die veldtog van die VF+ gaan aanvoer hier in die Tshwane Metro Raad. Hoe sien jy dit uitspeel? Daar's 'n Bybelversie wat sê 2 is beter as 1. Met elke liewe ding wat 'n mens moet aanpak, is dit altyd beter om nie as 'n enkeling te funksioneer nie. Enkelinge kom en gaan, enkelinge maak foute, enkelinge het blinde kolle en enkelinge mis baie dinge. Wanneer 2 of meer mense bymekaar kom en sê, maar ons gaan mekaar se hande vat en ons gaan seker maak dat ons alle hoeke dek. Ons gaan seker maak dat 'n bepaalde politieke kundigheid en ervaring wat ek dink Randy Tennyson na die tafel toe bring as 'n persoon wat van 1988 in munisipale politiek betrokke is. En as 'n burgerregte aktivis en regsman wat ook 'n bietjie politieke agtergrond het, bring mense eintlik 2 verskillende wêrelde bymekaar en 2 perspektiewe bymekaar wat mekaar kan komplementeer en kan aanvul en as 'n geheel iets veel groter kan wees as die individue op hulle eie. En ek dink dis wat ons probeer regkry. 2 is beter as 1 en ons gaan daai beginsel van 2 is beter as 1 gaan ons doen en ons gaan dit menigvuldig. 2 moet 4 raak en 4 moet 8 raak en 8 moet 16 raak en die eksponent moet net eenvoudig groei totdat ons hierdie stad en uiteindelik die land op sy kop draai. By die stadium lyk dit asof die plaaslike regeringsverkiesing in November vanjaar gaan wees. Hoe sien jy die 5 jaar daarna vir die hoofstad? Die 5 jaar daarna vir die hoofstad, as ons as deel van 'n koalisie van enersdenkende mense, van regdenkende mense, die stad kan oorneem en op die stadium wys die peilings dit is moontlik. Dit eintlik nie moontlik nie, is waarskynlik dat 'n koalisie van die VF+ saam met partye soos die DA, saam met partye wat krities staan teenoor die sosialistiese ideologie van die ANC, kan meer as 50% van die setels in die Tshwane Metro hier in die groter Pretoria gebied kry. As dit gebeur, gaan ons hierdie stad weer
'n suksesvolle stad maak. Dit is moontlik, maar dit is noodsaaklik dat dit moet gebeur onder leiding van 'n regering wat heg funksioneer, wat nie van stryk gebring word deur onbetroubare koalisievennote soos wat die vorige ronde gebeur het nie, wat ook nie van stryk gebring word deur korrupsie en 'n huiwering om op te tree nie. En die 5+ glo ek, en ek dink ons wys dit in die nasionale regering, en daarom sien jy dit in die sosiale media, hierdie absolute opbloei van waardering vir 'n 5+ minister van korrektiewe dienste, wat ons hele korrektiewe dienste stelsel uit 'n moeras van mislukking net eenvoudig weer terugbeweeg na 'n ligpunt waar common sense weer in ag geneem word, waar common sense besluite weer in slag geneem word. En dit is wat ons gaan doen. Ons moet common sense terugbring in hierdie stad, en hierdie waansinnige gebrek aan optrede wanneer mense nie betaal vir hulle dienste nie, gebrek aan optrede wanneer daar 'n gat in die pad is wat reggemaak moet word, gebrek aan optrede wanneer daar 'n waterpyp herstel moet word, 'n gebrek aan optrede wanneer daar infrastruktuur beplanning, vooruitbeplanning moet wees en 'n sistematiese program moet reg te kry. Moet ons net deur die terugbring van common sense dit weer regmaak. Dit klink eenvoudig, maar ek dink dit is Mark Twain wat gesê het, common sense is not so common at all. So sê Willie Spies, hy is die 5+ se nommer 1 kandidaat in die Tshwane Metro Raad in die komende plaaslike regeringsverkiesing. Hy het gepraat flissies van Grandi Theunissen. DV volgende week saai ons daardie gesprek wat Frontnuus met Grandi gehad het uit. Van my, die ander Jaco, tot volgende keer, DV, wederom.